Here, ons dankie dat ons in hierdie geloof en versekering kan lewe. Omdat U die genadige liefdevolle God is. Net daarom het ons die vrymoedigheid om vanmôre weer aan U voete te kom sit. En te bid. Praat, Here. Ons wil hoor wat U deur die Gees vir die kinders wil sê. Maak ons harte oop en ontvanklik. Laat ons hoor. Skryf U woorde in ons hart. Laat ons voor U woorde buig. Bring in ons die begeerte dat U woord ons sal rig, sal verander, vir ons 'n nuwe pad sal wys en ons daarop sal lei. Ons pleit dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here. Ek wil so 3 gedeeltetjies hier lees, voordat ons verder gaan lees, net eers so 'n bietjie agtergrond. Hierdie woorde kom nou na Abraham toe. God is besig om vir Abraham te sê, hy moet alles wat hy het, wat hy ken, daar waar hy bly, moet hy los. Hy stuur hom na 'n vreemde land toe. Nou kan 'n mens vir jou indink, dit moet 'n half vreesaanjaende ding wees. Hierdie geweldige onsekerheid trek van alles. Die onsekerheid van hom te trek, weet ons as ons verskillende tye in ons lewens kom ons by 'n plek. Ek gaan dalk nou op 'n ander plek werk, ek het klaar gestudeer of opleiding, maar ek gaan op 'n nuwe plek werk, ek trek. Alles is vreemd. Dis 'n benoude ding. Elke keer hierdie nuwe goed maak 'n mens benoud en onseker. Dan kan 'n mens dink ook ons mense wat dalk in die buiteland is, wat weggeraak het en daar gaan werk, die onsekerheid om familie en alles net so te los. Die meeste van ons, baie van ons het familie wat al weg is. En jy weet nie of jy hulle weer gaan sien nie. My tannie is so 'n tydjie gelede weg, ter haar seun wat seker al 12, 14 jaar in Australië is. Sal seker nooit weer sien nie. Ek het 'n neef en 'n niggie wat al 20 en 18 jaar onderskeidelik in Amerika is. Ek het hulle gesien toe hulle ouers dood is en nou sien niks meer nie, ek sal hulle nooit weer sien. My kleinboet is seker nou al so 'n stuk of 8 jaar wat hy in Amerika is. Hy kom kuier Augustus. Hy kan dit bekostig om so elke paar jaar te kom kuier, soos sal hulle sien. My seun is in Ierland, hy kom eenmal 'n jaar Suid-Afrika toe, hy is een van die dae hier. Ons kan hulle daarom nog bel, Skype. Maar as mense nou dink oor Abraham, hulle moes trek, en as hulle trek is dit verby. Net soos ons voorouders uit Europa uitgetrek het, omdat hulle vervolg was oor hulle godsdienst, toe hulle daar getrek het, was dit vir altyd weg. Om nooit weer te sien nie gehad wat ons het vandag nie. Toe van ons voorouders jare later uit Kaap uit weg is in Transvaal in, was dit weg vir altyd. Al hierdie onsekerheid, wat gaan word?
En ons grootste onsekerheid is, gaan ek 'n lewe maak daar? Gaan ek 'n plek kan opsit, kan ons my mense versorg? Die elke dag. Nou, as ons oor al hierdie onsekerheid dink, en dan dink 'n mens oor Abraham. Die Here sê vir Abraham, dit lees ons in Genesis 12, die 1ste en die 4de vers. Hy sê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land wat ek vir jou sal aanwys, dit die eerste vers gesê. En dan het vers 4 gesê, en Abraham het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here. Dan lees ons 'n eind verder in Genesis 17, as God nou vir hom sê, wanneer die verbondsluiting nou is, daar is hy nou in hierdie nuwe wêreld, dan sê God, ek is God die Almagtige. Nou in die 83 vertaling is hy vertaal, lewe naby my en wees opreg. In die nuwe 2020 vertaling, wat meer direkte vertaling soos die ou vertaling was, sê, lewe voor my en wees onberispelik. So lewe naby my, lewe voor my, in my teenwoordigheid. Hier. Wees opreg, wees onberispelik. Dan het hy vir hulle gesê daar, 'n entjie verder, ek sluit nou met julle 'n verbond. So dit was 'n kontrak. Ek stuur jou in die land, lewe my opreg, en dan die beloftes van die versorging in daai land. Lang daarna lees ons as Paulus vir die gemeente in Efese skryf. Dan sê God die Vader van ons Here Jesus Christus het ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te lewe. Heilig, onberispelik voor hom te lewe. So ons lees hierdie dinge. Hy is op pad na 'n vreemde land toe en God gee die opdragte. God maak beloftes. As hy gee opdrag, dan maak hy beloftes. Ek sal vir jou 'n groot nasie maak, sal vir jou 'n nageslag gee, gee vir jou land, en ek gee vir jou beskerming daar. Maar die belangrike, elke keer wanneer God hierdie beloftes maak, dan gaan dit saam met voorwaarde. Dit gaan oor geloof, glo en doen. Glo dit, vertrou my en wees gehoorsaam. God se beloftes word waar wanneer ons hom vertrou en doen wat hy sê. Naby my, onberispelik. Die woorde naby my, opreg, onberispelik, is hierdie belangrike woorde hier. En as 'n mens so deur die Ou Testament lees, dan sien 'n mens telkens hierdie woorde is woorde wat toegedig word aan die groot geloofshelde. As ons maar net teruggaan nog in Genesis, dan lees ons in Genesis 6 vers 8 oor Noag. As dan Noag was onberispelik in sy optrede tussen sy tydgenote. Genesis 6 vers 8. Tussen sy tydgenote, onberispelik. Hy het 'n voorbeeld gestel. Nog terug, Genesis 5 vers 24, Henog het naby God gelewe. So ons hoor hierdie naby God lewe, onberispelik lewe. Dis die woorde wat bekend was vir die gelowiges. Dis wat God van hulle gevra het. Naby my, onberispelik. Wat God eintlik hiermee sê is, loop saam met my. In my teenwoordigheid, hier waar ons by mekaar is. Micha
het eenmaal dit so vertolk, en hier aan die einde, hy sê, in Micha 6 vers 8, wat eis die Here van jou anders, as om net te doen wat reg is, trou liefde te bewys, en dan sê hy, en nederig die pad saam met God te loop. Nederig die pad saam met God te loop. Dis wat God vra. En jare daarna skryf Paulus, heilig en onberispelik, soos ons gedoen, Efesiërs 1, heilig en onberispelik in liefde voor hom te lewe. 'n Pad saam met God, 'n pad in God se teenwoordigheid. Dit beteken dat ons besef, hy vra vir my 'n lewe wat ek saam met hom sal lewe, soos wat 'n mens in die huwelik saam met jou man of jou vrou leef, soos in die gesin, elke dag saam, elke dag met mekaar in gedagte, elke dag mekaar te dien, elke dag die wete van die opbou van hierdie verhouding. Dat God nie net die God wil wees waar aan een kant nou en dan gesien en geken word en ingeroep word en om 'n rol ergens te speel en iets toe te voeg tot my lewe nie, maar dat hy vir ons kom vra om elke dag met hom saam te lewe. Psalm 1 sê mos, ek verlustig my in die woord van die Here. Gaan goed met die mens wat in die woord van die Here sy vreugde vind en dit dag vir dag oordink. Gaan goed met die mens wat in die woord van die Here sy vreugde en dit dag en nag oordink, dag en nag. En as 'n mens die opskrif of die opdrag kry hier in Deuteronomium alles, en die ouers kom praat om met hulle kinders te kom praat oor die woord van die Here, dan sê hy, praat met hulle as jy by die huis is, as jy op pad is, as jy opstaan, as jy gaan slaap. Altyd, oral, in God se teenwoordigheid, saam met God. God se belofte van sy liefde en sy genade en sy seën loop saam met hierdie opdrag. Ons het in die afgelope tyd soveel gepraat oor die Here se woord, oor God wat die voorskrifte gegee het. En hierdie voorskrifte, hierdie woord van God en hierdie naby hom, sê vir ons hoe ons met hierdie goed moet werk. Dat dit elke dag vir my voor oë moet wees. Dat ek as ware wil besef, dat hy vir my wil sê om van die kwaad weg te bly, sê hy, hou my by die woord. Hy sê, Here het die woord gegee, sodat my sal bewaar teen die kwaad. As ek dit in gedagte hou, as ek in u teenwoordigheid is, as jy nog een kant alleen is, dan kan die mense wat naby jou is, kan jy dalk nog agteraf met dinge besig wees, of vergeet, of wegsteek, geheim. Maar sê nee, lewe naby my, voor my, in my teenwoordigheid, sodat my teenwoordigheid jou kan beskerm van dwaling en van verkeerde. Beteken dat ons, wanneer ons dag begin, met 'n oomblik voor hom kom stil word, en vra, Here, ek steek my altyd van hom styf vas, dat ons die pad saam kan loop. Beteken dat ek aan die einde van die dag gaan stil word en so bietjie oor my lewe kom nadink, vir hom vra, Here, ek kyk oor my lewe en ek dink oor hierdie goed na. En ek wil vra dat U my sal help om los te maak van wat verkeerd is. Dat ek kom bely, dat ek besef waar my tekortkoming is en dat ek môre dinge dalk moet anders te aanpak. En dat ek dan rustig in die slaap gaan raak, want Psalm 121 vers 4 sê ons vir my, beskermer van Israel sloumer of slaap nooit. Hy sal sy hande oor my hou. Onberispelik gaan dan oor gedrag, oor die voorbeeld.
Job 1 vers 1, die heel eerste vers oor Job sê, hierdie man het vir God ontzag gehad en die kwaad vermy. En later Job 28, die laaste vers sê, wysheid is om die Here te dien en om die kwaad te vermy. Dit is insig. Onberispelik. Sê, as jy wil slim wees, bly weg van die kwaad. Dien die Here. Dit gaan oor onberispelik, om te weet dat ek voor God staan, en dat ek van hom vra, maak my iemand wat u verteenwoordig. God het sê, kom ons maak mense as beeld, ons verteenwoordig. Want ek voor hom staan en besef, Here, ek word uitgestuur in hierdie wêreld om die lig te wees. Ek word uitgestuur om die veranderingsagent te wees. U wil vir my gebruik om hierdie stikkende wêreld ernstig net 'n stukkie sover ek kan lig maak. Om waar ander ouens donker het, om vir 'n stukkie lig te wys. Om raad te gee, om net leiding te gee. Onberispelik wees dat ek vir hom sê, Here, vra dat u vir my sal help. Die taal wat ek praat, die woorde, dat u my sal help om regverdig te lewe, dat u my sal help om my te weerhou van die verkeerde, soos Paulus te sê, Here, ek weet dat ek besig is, en ek vra dat u my sal help om my los te maak. Paulus sê, ek het hierdie stryd, ek maak my los van wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is. Sê ek maak stuk los, en dit wat nie pas nie, en ek gryp na dit wat u wil hê. En so is dit my geloofstryd, elke dag van my lewe, om 'n stukkie verder te vorder, om 'n stukkie los te maak, om 'n stukkie skoon te maak. Beteken nie sondeloos nie, want nie een van ons is sondeloos nie, een van ons is perfek nie. Maar het beteken reg en onberispelik beteken dat ek die verkeerde raak sien, dat ek eerlik en opreg diep binne in myself kom kyk, myself voor God verootmoedig en strewe na hierdie heiligheid. Maar as die Here vir ons roep na vreemde, na iets anders, dan wil ek hierdie verhaal deurtrek na iets verder. Want God roep ons nie net, en ongelukkig sit, konsentreer ons so baie hier en nou, dit wat môre gaan gebeur, waar ek 'n lewe kan gemaak, 'n beter lewe, in die stad, in 'n ander land, op 'n ander plek, in 'n ander dorp, maar die Here het ook vir ons 'n aanroep. Vir Abraham sê hy hier, Abraham, ek stuur jou na 'n nuwe land toe, 'n nuwe plek, 'n nuwe volk. Maar God het ook vir ons 'n nuwe land aangekondig, iets anders, beloofde land, die hemelse heerlikheid. En presies dieselfde woorde wat hier geld, is ook die woorde wat hy vir ons wil sê oor die roeping, dat hy sê, ek wil julle stuur, ek wil julle lei, ek wil saam met julle 'n nuwe land, die ewigheid en die heerlikheid. As ons dink oor benoud wees, oor nie weet wat kom nie, dan dink ek almal van ons is so rukkie terugdink oor die COVID-era, die geweldige onsekerheid wat daar was. As ek COVID kry, in die begin wat dit so verskriklike siekte was, en mense so onseker was, die COVID gekry het, nie geweet wat gaan gebeur, ons het in vrees geleef, want soveel van ons geliefdes is van ons weggevat na hospitaal, en ons het nie weer van hulle gehoor nie. Soveel van hulle het gesterf, ek het hulle nooit weer gesien nie, ek kon nie meer met hulle praat nie, ons het 'n kus gekry om te gaan weglê. Ons weet nie wat hulle beleef het, in sekerheid en vrees, so baie van ons het toe vrees geleef, en toe het ons nogal gehoorsaam geraak.
Ons het ons maskers gedra, ons het ons afstand gehou, ons het so baie dinge gedoen, ons het ons met en ons was toegewy. Toe COVID verby is, toe word ons weer waak. Die Here wil vir ons roep en vir ons sê, ons het nodig om net so wakker te lewe, soos toe, want ons weet nie wanneer dit met my gebeur, wanneer my streep getrek is, wanneer die finale vir my kom nie. Daarom het ons toegewyd geleef. En so baie mense het na die Here gesoek. En soveel dienste en oordenkings en dinge was oor die TV en oor die radio en op die internet beskikbaar. En ek onthou, daar was so daaglik iets wat vir meer as 3 maande gegaan het, waar ek en my gesin en my sus by die huis het ons elke aand na hierdie ding gekyk, so gesin by mekaar gekom. Die huis in die woonstel, die een erf, en daar het ons almal by mekaar gekom, ek mis dit. Elke aand het ons saam dit gelees, op die groot skerm gesit, saam gelees, saam gedink, saam gebid, en vir genade gevra. Toe die gevaar so bietjie bedaar, toe dit opgehou en verdwyn. Maar die Here roep ons en hy sê vir ons, ek het vir julle die beland. Ek het vir julle die ewigheid en die heerlikheid. Maar die voorwaarde is nog altyd dieselfde. Lewe, om hierdie beloftes te ontvang, lewe naby my. Lewe my teenwoordigheid. Lewe onberispelik, dan is die leef skoon. Streef daarin om skoon en rein te wees, los te maak van hierdie wêreld. Skuif die fokus van hierdie wêreld en die goed waarmee ons elke dag so besig is, die goed wat die tydjie wat ons by mekaar deurgebring het, verdring het, en ons weer toe die grense oopgaan, en die deure oopgaan, ons weer in daardie stroom beland het. En die Here vir ons sê, is dat nou meer belangrik as ooit. Meer belangrik as die bekommernisse oor wat word van my familie in Australië, Nieu-Seeland en Amerika, Ierland en Duitsland, waar hulle ook al is. Meer belangrik as om te weet wat jy môre en oormôre ete gaan aantrek. Wanneer die laaste bassein blaas, of ek gereed is vir die heerlikheid, wat God vir ons kom sê, lewe voor my. Wat is God se raad? Hoe kom ons by die seën uit van die nuwe land en die heerlikheid en al sy beloftes, sê ek maak met julle kontrak. En hy roep ons en hy sê, lewe naby my, lewe in my teenwoordigheid, strewe na onberispelikheid en opregtheid, maak reg. Dis waar ons veiligheid lê. Mag die Here ons help om te sien wat die belangrikste in ons lewens is. God het alles gereed gemaak. Hy het sy seun gegee sodat daar niks meer is wat ons kan weghou van die heerlikheid. Hy het ons sondes kan wegneem. Hy het die pad oopgemaak. Ons kan net glo. En die Here Jesus het kom praat, die pad kom wys. Hy het sy gees gegee, sê wat julle sal leer en wat julle sal herinner. Hy het vir ons sy kerk gegee, die gemeenskap van die heiliges, gelowiges, waar ek en jy elke Sondag saam kan wees, en mekaar kan bemoedig, vir mekaar kan bid, langs mekaar kan sit, saam kan aanbid, waar ons saam kan kuier, mekaar kan sterk maak, mekaar se hande kan vat. Die Here het alles in plek gesit. Mag ons
sy boodskap hoor as hy vandag vir ons sê, die ewige heerlikheid, die nuwe land, die beloofde, is gereed gemaak. En ek roep julle so toe. Maar ek het 'n opdrag en 'n voorbeeld. Maar gereed daarvoor. Sodat ons nie soos die 5 dwaase meisies agterkom dat ons te min gehad het. En dat die Here toegang, dat hy vir my en vir jou sê, soms met julle, ons was lidmaat, en ons was al jare in die kerk. En hy sê, ek ken jou nie. Mag die Here ons genadig wees, dat ons die tyd wat ons het, sal gebruik voordat dit te laat word. Amen. Hemelse Vader, U is die genadige God wat bly praat. U is die God wat ons nie in die steek laat nie. U is die God wat ons onsekerheid ken en ons beperkings ken. Die een wat onbeperk is, almagtig is, seun gestuur het om alle bande te breek en alle grense te deurbreek. Help ons dan om gehoorsaam te wees en te streef daarna, nie om in U teenwoordigheid te lewe. En te streef na onberisplikheid. Dat ons van U heerlikheid sal vertel. Here, nie net vir onsself nie, maar vir ons kinders, ons gesin, ons familie, die wêreld rondom ons, dat ons iets van U stem, iets van U heerlikheid, iets van U lig sal wees. Ons vra U genade en U krag. Dankie dat ons op U kan steun. Gees van God, vat ons hand en hou ons styf vas.